Nou ons sluit vandag ons reeks af Discipleship en in hierdie reeks praat ons oor wat dit beteken om 'n volgeling van Jesus te wees. Sien, ons het gesels oor die feit dat om 'n gelowige te wees en om 'n disipel te wees is twee verskeie goed, dis twee verskillende goed. Sien, om 'n gelowige te wees, om gered te word, beteken om te glo in Christus en sy afgehandelde werk, dit wat hy namens my en jou kom doen het. Maar om 'n volgeling van Jesus te wees, dit impliseer dat ek my lewe inrig en my lewe begin volg in die rigting van waar Jesus beweeg. Jesus was 'n Joodse rabbi en hy het 'n paar manne gekies om saam met hom te stap elke dag. Hulle het gekyk hoe doen hy wonderwerke, hulle het gesien hoe behandel hy mense, hulle het gesien hoe hy bid, hulle het gesien hoe hy preek, en in hierdie hele proses kom daar 'n dag waar Jesus sy missie op aarde oorgee aan 12 gewone manne, en een het dit toe nie gemaak nie. So kom ons sê dan nou 11, en hulle het toe 'n loetjie getrek vir 'n ander ou, maar ons het nooit weer van die arme siel gehoor nie. Hy het verdwyn so half na daai dag. Maar Jesus staan by sy disippels en hy sê, hierdie ding van disipelskap gaan ek nou in julle hande los. En ons lees in Matteus 28 vers 19, en Jesus praat met hierdie manne en hy sê, gaan dan en maak disipels van alle nasies. Nie gaan maak kerkgangers of kerklidmate of gelowiges of kulturele Christene nie, gaan maak disipels. Mense wat my volg, en dan sê hy, deur hulle te doop, hier dit begin vandag, in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en hulle te leer om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae van julle lewe. Ons het gesels daai dag toe Jesus hierdie manne oorspronklik gekies het, het hy vir Andreas en Petrus gesê, kom volg my en ek sal julle iets maak. Ek sal julle vissers van mense maak. En die beginsel wat ons uit, die 3 beginsels uit hierdie skrif uit, rondom disipelskap en wat disipelskap behels, is 3 goed. Die eerste ding is om Jesus te volg. Die tweede ding is om verander te word deur Jesus. En die laaste een is om te volhard in die werk van Jesus. Nou ons het reeds in week 1 gesels oor volg. In week 3 het ons verlede week geluister hoe Marius praat oor om verander te word deur Christus. En vandag gaan ons eindig met hierdie gedagte om te volhard in die werk van Jesus. Toe hy sy disippels stuur om disippels te gaan maak, het hy jou en my by die naam geroep en ook gestuur. So sê gou dalk net vir iemand, ek is gestuur. Maar ek gaan nêrens heen nou nie. Dis baie belangrik. Daar kom 'n oomblik waar die disippels wag, want Jesus het gesê, ek gaan julle stuur, maar ek gaan julle nie alleen stuur nie, ek stuur vir julle 'n ander trooster, ek stuur vir julle 'n krag om die evangelie te verkondig. Hy sê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal getuies wees in Judea, Samaria en die uithoeke van die aarde. Jesus sê, hierdie ding van gaan maak disippels is nie iets wat ons alleen doen nie, dis iets wat ons 'n vennootskap en met die krag van die Heilige Gees doen. En ek dink hierdie disippels, die eerste dag toe hulle hierdie roeping van Jesus beleef het, het hulle nie 'n klou gehad wat vir hulle wag nie. Hulle was gewone vissermanne. Ek meen, hulle was gewoond aan, ons gooi die nette uit, ons wag, en eers katrol ons dit weer in, dan gaan verkoop ons die vis wat ons het op die mark. Hierdie manne was gewoond daaraan om by die water te wees. Hulle ken die water, hulle ken die vis, hulle weet wanneer die regte tyd was om te vang, wat se tipe vis jy kry in wat se seisoene. Hulle het geweet om nette heel te maak. Hulle was
manne wat hard gewerk het en wat groot geduld gehad het. En Jesus sê, kom nou en los die vissers van visse en kom word 'n visser van mense. Nou baie keer dink ons hierdie konsep van om vissers van mense te word is iets wat Jesus uitgedink het. En is glad nie die waarheid nie. In daai spesifieke tyd van die Bybel wat gebeur het is van die Griekse filosowe en selfs die Joodse leermeesters en rabbies het 'n term gehad as hulle graag mense wou gaan recruit het om te luister wat hulle te sê het, om hulle boodskap te volg. En hulle sou gesê het, ons gaan vang mense soos 'n visserman mense vang, visse vang. En Jesus, toe hy dit verklaar het, die disippels onmiddellik geweet wat hy bedoel, toe hy sê, ek gaan julle vissers van mense maak. Hulle het geweet wat hy sê is, dat hy as 'n rabbi het 'n sekere leerstelling, hy het 'n sekere lewenstyl, 'n lewenswyse, en wat Jesus sê is, kom, laat ek julle leer van hoe die lewe werk. Kom ek vat julle op 'n pad, waar julle ontdek die volheid, die betekenis van wat dit beteken om mens te wees. Wat so interessant is van hierdie manne, hulle negotiate nie eers salaris nie. Here, hoe gaan hierdie nou werk? Die vis is gelyk aan inkomste, so waar gaan ons inkomste vandaan kom? Hulle vra nie vir terms and conditions of 'n kontrak nie. Hulle vra nie vir 'n jet of 'n job description nie. Hulle laat val hulle nette en volg. Hoekom? Hoekom? Jy sien van wat dit beteken om Jesus te volg is wanneer jy hom hoor praat en jy sy woord hoor, sy evangelie hoor, dan verander jou passies en jou begeertes. En skielik is jy nie besig om net my eie wêreld te probeer onder beheer kry en my geluk en my gemak en my vervulling nie, maar die Here kom en hy verander die begeertes en die passies van ons harte. En hy vervang dit met sy begeertes en sy passie vir die koninkryk. Jy sien, om 'n disipel te wees is wanneer ons begin omgee vir wat vir hom belangrik is. Dis so mooi. Die Onse Vader, laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied. In daai gebed is 'n stelling van disipelskap wat sê, Here, nie my koninkryk eerste nie, u koninkryk eerste, nie my wil eerste nie, u wil voor my wil. Jesus roep hierdie manne en sê, kom, ek het 'n boodskap wat jou totale lewe gaan verander. Nou, wat die verskil was tussen Jesus en die Griekse filosowe en die Joodse rabbies was baie eenvoudig. Jy sien, die Grieke en die Jode het sekere leerstellings gehad wat jy moet navolg. Die filosowe het gedink oor die wêreld se bestaan en waaroor gaan die wêreld en waar kom die sonnestelsels en die gode en hulle het 'n hele godsdiens geskep van Griekse mitologie om te probeer uitvind hoe werk die lewe? Hoe werk die groter krag? Jy weet, as daar 'n God sou wees. En dan nooi hulle mense om deel te word van hierdie gedagtes, dieselfde met die Joodse rabbies. Hulle het die geskrifte van Moses gehad en hulle het probeer interpreteer vir mense wat dit beteken om met God 'n verhouding te leef. En die wet was daai tyd die middel om met God in 'n verhouding te leef. Jesus kom en hy kom stel nie 'n nuwe leerstelling voor of 'n nuwe godsdiens voor of 'n nuwe manier om te lewe nie. Wat hy kom doen is hy bring goeie nuus. Good news. Evangelie. Nou, hierdie ou grappie en doksa is nou baie oud, maar gaan hom net nog een keer maak.
Julle almal ken al die doksa grappies. Maar goeie nuus is net goeie nuus as dit goeie nuus is vir jou. Anders is dit net nuus. Hey, ons het 'n jagnaweek gewen. Baie goed vir julle. Dis nuus. Goeie nuus is jy's ingesluit in die naweek. Dis goeie nuus. En Jesus bring goeie nuus na die wêreld toe en hy sê ek praat nou namens die Vader en ek bring nuus vir die wêreld. Lukas 14 vers 18 tot 19. Hier is die nuus wat Jesus bring en hy sê die Gees van die Here is op my omdat hy my gesalf het om die goeie nuus aan arm mense te verkondig. En net gou 'n disclaimer. Die Griekse woord hier, arm mense, praat nie van mense wat minder bevoorreg is nie. Hy praat van almal van ons. Hy praat van die wat arm is aan waarheid. Mense wat arm is aan 'n vol lewe, 'n lewe wat ten volle is wat God beplan het om dit te wees. Jesus sê ek bring nuus, goeie nuus vir die mense wat is op die oomblik 'n substandaard lewe leef van wat God oorspronklik in gedagte gehad het. Hy bring goeie nuus vir arme mense en dan sê hy het my gestuur om vir gevangenes aan te kondig dat hulle vrygelaat sal word. Jesus sê nie hier hy gaan tronke toe en hy sluit die deure oop nie. Hy sê almal van ons is gevange gehou deur die vyand, deur leuns, deur sonde. En hy kom om die wat gevange gehou is deur leuns los te laat, vry te maak deur die waarheid. En dan sê hy en vir blindes dat hulle weer sal sien. Jesus praat nie noodwendig net van mense wat fisiese blindheid het nie. Hy praat van wat Paulus gesê het, dat die vyand kom en hy maak die ongelowige se oë blind vir die waarheid. Jesus sê, almal van ons is blind vir die waarheid van die evangelie, maar hy kom om vir jou nuwe oë te gee, deur die Heilige Gees, om die waarheid te sien, om die waarheid te ken. En dan hierdie mooi deel wat hy sê, en om die onderdruktes te bevry. Die wat deur die slawerny van sonde, skuld, skaamte, die wat hulle self daar bevind, kom hy om hulle te bevry van die slawerny van sonde. En dan sê hy die laaste, en om die genadejaar van die Here aan te kondig. Jesus sê, ek het gekom om die genadejaar aan te kondig. Met ander woorde, dit wat nou begin, deur hierdie nuus, dit is nou, van nou af, leef julle, wat my stem hoor en my boodskap hoor, in die genade dispensasie, dis nou daai ou mooi woord, in die genade jaar, in die genade tyd van die Here. Sien, om Jesus te volg, is nie om leerstellings joune te maak nie. Dis om hierdie goeie nuus, wat Jesus sê, dat jy losgelaat is as 'n gevangene, dat daar goeie nuus is vir jou, wat nie die volle waarheid ken nie. Daar's goeie nuus vir die wat blind is vir die waarheid, en daar's bevryding vir die wat onderdrukking is. Dis wanneer ek dit beleef, en iets binne in my verander, en ek besef, hierdie is nie net goeie nuus vir hulle nie, dis goeie nuus vir my. Hy praat van my. Dis hoe Jesus sy disippels kies, en sê, kom volg my. So, as ons praat van om disippels te maak, nou, ek meen, dit is basies wat die kerk moet doen, is om disippels te maak.
So, daar's baie maniere ons kan dink daaroor. Hoe kry mense nou nuwe disippels deel? Hoe maak ons hulle volwasse? En ons is al aan baie metodes blootgestel hoe ons disippels sal maak. En soms dink ek wanneer ons hierdie skrif lees van gaan en wees 'n getuie of maak disippels, dan ons al wat in ons gedagtes is dat ons moet nou ons tasse pak en Kazakhstan toe voeter en die woord gaan verkondig daar. As die Here jou roep vir dit, wonderlik. En yes, die Here het spesifieke roepings en spesifieke salwing vir mense wat die evangelie op plekke moet bring waar dit nog nie verkondig is nie. Definitief. Ek het 'n goeie vriend wat ek en my vrou nou al vir jare ondersteun, wat met sy hele gesin oorgegaan het, Argentinië toe, of nie Argentinië nie, wat sê Annie, Armenië, is dit die regte woord, Armenië. Ek ken hom net in Engels. En hulle het heeltemal verhuis met klein kindertjies en hulle daar 'n kerk begin met 3 mense, waarvan al 3 ander geloof gehad het, 'n verskillende geloof gehad het. En nou sit hulle met 'n kerkie van omtrent 80 tot 100 mense wat Jesus Christus volg. So dis verskriklik belangrik. Maar wat van ek en jy? Wat in Sinne wil bly? In Rodeplaat bly, in Kameeldrift bly, wat doen ons? En soms dink ons, dalk moet ons weer begin, onthou julle die EE3, wie was al ooit deel van die EE3? Daar is hy. Die EE3 het jou geleer met sulke kaartjies wat so omslaan, hoe om iemand tot bekering te bring. Weer 'n bietjie revise, en ons gaan klop aan die deure soos die Jehova getuies, en sê ek's hier. As die Here vanaand kom, waarheen gaan jy, op of af? Dalk moet ons dit doen, of nee, dalk moet ons groot crusades begin weer. Ons kry 'n stuk grond, soos destyds in Bloemfontein met It's Time. Wie was daar? Dis maar 'n plat plek daai, né? Daai Bloemfonteins, droog en plat. Ons kry die hele land om daar by mekaar te kom, en ons preek die evangelie. Daar's niks meer verkeerd om dit te doen nie, hoor my. Maar jy gaan dit nie doen nie. Dalk sit jy hier vandag en jy sê die Here roep my vir dit. Wonderlik. Dalk moet ons weer op Sondagaande bekeringsdienste begin hou, waar ons die hel preek. Wie sal dit geniet? Wie sal jou vriende nooi, kom luister bietjie, of jy hel toe gaan of nie. Nee, daar's soveel mooi maniere om hierdie te doen. Dalk dink jy, ons moet weer op ons op die straathoeke begin preek met 'n megafoon. Jy kry mos daai ouens wat so, ek weet nie of jy onlangs met so een te doen gekry het nie. Ek het nou die dag 'n ou gesien wat 'n bakkie daar gepark het met 'n hele sound system, en hy skree by die robot op die mense. Hulle is al klaar geïrriteerd en nou skree hy nog, hulle gaan hel toe ook. Dalk is dit die manier hoe ons mense by die Here uitkry. En hoor vir my, daar's niks meer verkeerd met die goed wat ek nou gesê het nie. Maar ek vermoed dat die meeste van ons wat hier sit, 10 nie daai maniere gaan kies om die evangelie te verkondig nie. Nou, hoe doen ons dit dan? Nou, in Doxadio het ons 6 praktiese maniere ontwikkel hoe om 'n disipel te maak, hoe om die evangelie na iemand se lewe toe te vat. En ek wil vinnig deur hulle gaan. Dalk bemagtig dit jou vandag, as jy sê, o, wraggies, hierdie een praat met my. Dis die gawe wat die Here my gegee het, om disipels te gaan maak. Nommer 1, is om die waarheid te praat. Dis mense wat direk en eerlik is, en hulle kom tot die punt. Hulle skram nie weg, hulle maak nie die evangelie flou ouros nie, hulle sê hom soos hy is. Ken julle sulke mense? Hierdie is 'n wonderlike gawe, want ek dink meeste mense sien nie kans hiervoor nie. Dis nee, ons sal sag inkom. Ons gaan eers mooi
die liefde van die Here deel. Maar daar's soms ouens wat net sê nee, dis die waarheid. En hulle kan 'n ou nogals bietjie skrikkerig maak as jy hulle hoor. Maar hulle voel nie ongemaklik om dit te doen nie. Ek kry partykeer skaam vir sulke mense, maar hulle kry nie skaam nie en dis wonderlik. En Petrus is een van hierdie ouens wat in Handelinge 2 die groepering mense wat sy eerste preek hoor, hy praat verskriklik reguit met hierdie Jode. Jy lees dit en jy dink, "Jog, hier is 'n mooi preek." Petrus se preek, sy eerste preek was vir 'n Joodse mens so offensive dat 3000 mense tot bekering gekom het. En soms is die evangelie ongemaklik vir mense. En dis wat dit moet wees. Hierdie is nie net 'n evangelie van Jesus het die pad gemaak so jy kan kom relax op die highway. Nee, dis 'n volg van Jesus. Ja, ons is uit genade gered en ons hoef niks te doen om redding te kry nie. Maar Jesus het soveel meer as net redding vir jou in gedagte. Hy wil hê jy moet saam met hom kom en hierdie wêreld verander om disippels te maak. So hierdie is 'n wonderlike gawe. Die nadeel soms van hierdie benadering is dat dit vir iemand wat ongelowig is soms bietjie in your face kan voel en hulle 'n bietjie afskrik. So dalk een tip vir so 'n persoon is om net sensitief te wees en met wysheid op te tree in wat se gehoor ek dit sê en met wie ek praat. En dalk in liefde dit te doen en nie in oordeel nie. Jy sien, die waarheid sonder liefde is 'n leuen. So dis waarheid en genade wat Jesus mee gekom het. So ons moet die waarheid praat. Ons kan nie compromise op die waarheid nie, maar ons moet dit doen uit liefde vir mense en nie omdat ek reg is nie. Nommer 2, ons noem dit redenasie. Dis mense wat analities is, wat logies is, wat hou van gesprekvoering en debatvoering. Hulle fokus op die logika en die feite van Christendom. Hulle is gewoonlik nie te veel gepla oor emosionele belewennisse nie, maar hulle het denke en hulle verduidelik die feite van hoekom kan ons vandag glo in die woord. Paulus in Handelinge 17 doen presies dit. Hy's besig om in die sinagoge te redeneer met die geestelike leiers oor hoekom die wet nie meer die pad is na God toe nie, maar nou genade is in Christus die enigste ding wat ons kan red. Een tip vir hierdie mense is onthou, soms kan waarheid net so en logika en redenasies en feite kan soms koud wees en klinies wees vir sekere mense. So, hou net in gedagte dat die crowd waarmee jy dit doen, ook mense is wat meer logies is en nie mense is wat bietjie meer voel en emosioneel is nie. Dis net so klein stukkie raad. Waar is die mense wat hou van? Daar's sy. Jy wil dit logies kan uitpraat en die Here het jou daai gawe gegee, nie om dit in die huwelik te doen nie, om dit vir sy koninkryk te doen. Amen. Derde een, dis iets wat ons almal kan doen, is om jou storie of jou getuienis te vertel. Dis mense wat so 'n persoonlike ervaring met die Here al gehad het, dat hulle nie anders kan as om dit te deel met iemand nie. Dis iemand wat 'n goeie luisteraar is. Dis ook iemand wat goed kan kommunikeer. Hulle is die storievertellers. En die blinde man in Johannes 9 is een van hierdie ouens. Jesus genees hom op die Sabbat. Die skrifgeleerdes is kwaad. En hy kom by hulle en hulle vra hom nou hoe dit gebeur dat jy nou op die Sabbat genees is. Ons mag nie op die Sabbat sulke goed doen nie. Blinde man staan daar, hy vertel sy storie. Ek het gesit by die stadspoort, ek was blind, toe kom Jesus verby en hy genees my. Nou kan ek sien. Dis dit. Niemand kan stry daarteen nie. Ek kan nou weer sien.
Dit was my ervaring. Kan julle sien, ek kan sien. Frikkie, jy het 'n blou hemp aan. Dis mense wat hulle storie deel van die Here se werk in hulle lewe. Soms die nadeel van dit kan wees dat dit vir iemand anders wat nou weer meer logies is, partykeer onwerklik of bietjie ongestruktureerd kan klink. So onthou net soms om ook feite deel te maak van die storie en nie net belewenis te deel nie, maar ook net so bietjie die waarheid in te bring in daai gesprek. Vierdens, vriendskap. Die Bana groep wat navorsing reg oor die wêreld doen rondom kerke en die evangelie, het bevind dat vriendskapsverhoudinge is die mees effektiewe manier van evangelisasie in vandag se tyd. Dis die mees effektiewe manier. Hoekom? Want ons almal ken iemand. Hierdie mense is sosiaal, hulle deel graag hulle lewe, hulle isoleer nie en probeer so klein as moontlik lewe en mense vermy nie. Hulle hou daarvan om hulle lewe te deel met ander mense. Dis mense wat 'n groot waarde op verhoudings plaas. Dis iemand wat regtig omgee vir iemand anders. Voorbeeld daarvan is Matteus. Hy het nog by die tolhek gesit en sy eie broers in Lukas 5 het hy nog sy eie broers en sy eie mense se geld gevat vir die Romeinse keiser en Jesus kom daar en hy roep hom om hom te volg. En wat doen Matteus? Soos wat Petrus en die ander manne die goed gelos het, Matteus het uit sy hokkie uitgekom en hy hou toe die aand 'n party vir al sy vriende. Sy tollenaar vriende, sy sondaar vriende. Dis daar waar Jesus die eerste keer al pak slaag gekry dat hy uithang met tollenaars en sondaars. Soveel so dat hy die reputasie gekry het dat die Fariseërs het hom 'n wynsuiper genoem. Wel, hoe kry jy daai reputasie? Dis as jy saam met die wynsuipers is. Party broers vat nou dit bietjie ver en sê maar as Jesus dit kan wees. Nee, hy het die reputasie gehad want hy het homself omring met die sondaars. Hoekom? Want Matteus het hulle genooi na sy huis toe. Nadeel van dit is 'n mens kan soms hierdie verhouding kan so special wees dat 'n ou oorsensitief raak om die waarheid te deel met iemand en dan eerder die waarheid uit te stel of te vermy. Die beginsels om oor te besin rondom dit is: wees eerlik oor jou geloof. As iemand jou regtig liefhet, dan vat hulle jou boots en al, Christus en alles. Wees eerlik daaroor. Mens dink nou jy moet Bible bash vir jou ongeredde vriende elke dag 'n vers stuur en dit werk soms, maar soms werk dit net om te deel. Hoorie, hier's wat in my lewe gebeur. Hoe gaan dit met jou? Die Here het vir my hier vrede kom gee. Die Here het hierdie ding in my lewe gedoen. Of hoorie, ek's bekommerd oor hierdie, so ons bid daarvoor. Jy mag dit deel, jy moet dit deel. En ons praat nie hiervan om vriendskappe, jy weet, om vriende te word met hulle, om hulle te convert nie. Nee, ons raak vriende met mense omdat ons lief is vir mense. Selfs die wynsuipers. Nommer 5, uitnodiging. Hierdie mense hou daarvan om mense te nooi. Hulle soek geleenthede om iemand te nooi. As daar 'n manneaand is, dan nooi jy iemand. As daar een of ander ding gebeur, dan nooi jy iemand. Hulle help graag mense om te connect aan die gemeente. Een van hulle is die Samaritaanse vrou by die put, toe Jesus in Johannes 4 klaar met haar gepraat het, toe hardloop sy terug stad toe, en vir al die mense waarvoor sy eintlik baie skaam was, gaan nooi sy en sê,
kom kyk na die man wat alles vir my vertel het van my lewe. En dit sê die hele dorpie het begin om die Here te dien. Een vrou wat 'n gawe van uitnodiging gehad het. Die gevaar daarvan is soms kan mense nooi op 'n manier dat hulle nie kan nee sê nie. Wees versigtig. Ons dwing nie mense nie, ons nooi hulle. Laaste een, diensbaarheid. Dorcas in Handelinge 9 is konstant besig om te dien. Soveel so dat daar mense deel geword het van God se kerk net uit haar diensbaarheid. So hierdie mense sien behoeftes raak. Dis mense wat graag help. Dis mense wat deur hulle lewens en hulle dade hulle liefde wys. Nadeel is, onthou dat dade nie 'n plaasvervanger kan word vir waarheid nie. En ek dink soms het van die Romeinse Katolieke ouens soms hierdie ding iewers gemis. Want ons doen goeie goed in die gemeenskap, maar jy sien, as Doxa Deo, ons is nie 'n gemeente wat net goedjies gaan uitdeel en volgende maand weer en volgende maand weer. Nee, ons stel belang in die individu. Ons stel belang in sy geestelike toestand. Ons stel belang in die pyn wat daai persoon beleef. Ons stel belang in die hopeloosheid wat daai persoon beleef. Sien, en dis wat dit beteken om 'n disipel te wees. Dis nie net ons doen goeie goed vir mense nie. Ons kyk na die persoon se totaliteit en ons sê, Here, hoe kan ons hierdie persoon lief hê? Laaste ding wat ek met jou wil deel vanoggend. Sy gewonder het, roep Jesus jou om disippels te maak? Ja. Gaan en maak disippels. Sy gewonder het wat Jesus se hart is vir mense wat hom nie ken nie. Die goeie herder. Lukas 15. Jesus sê, ek is die herder. En ek sal my 99 skape los, totdat ek die een weer kry. Dis 'n verskriklike stelling. Jesus sê, ek soms bereid om almal van julle wat klaar gered is, net vir 'n oomblik te los, dat ek by daai een kan uitkom. My gebed vir ons is dat daai selfde begeerte, daai selfde hart vir mense in ons lewens sal wees. En dan die laaste deeltjie van hierdie skrif in Matteus 28 vers 19 sê, en ek sal by julle wees. Om disippels te maak is nie iets wat ek alleen doen nie, dis iets wat ek in verhouding en in vennootskap met Jesus doen. Ek wil jou nooi om saam met my op te staan en ons gaan vandag 'n gebed bid van stuur. Here, stuur my. En ek wonder of jy net 'n oomblik jou oë toemaak en soos as ek deur hierdie goedjies gesels het, het die Here dalk iemand se naam in jou hart wakker gemaak. Kan jy gou daai persoon se naam net voor jou kry? Dan wil ek hê jy moet sien hoe Jesus by jou kom staan. En hy sê, gaan maak 'n disipel. Doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En leer hulle alles wat ek julle geleer het. Here Jesus, vandag staan ons hier gereed vir u doel vir ons lewens, u roeping oor ons lewens, Here. Here, ons hoor hierdie woorde, gaan. En Here, vandag wil ons sê ja.
ons wil gaan. Dankie Here vir u belofte dat u ons nooit sal alleen los wanneer ons gaan nie, en dat u deur die Heilige Gees se krag ons sal bemagtig om disippels van Jesus te maak. Here, my gebed is dat u Heilige Gees elkeen van ons vandag sal kom vervul met krag vir hierdie taak waarvoor ons geroep is, in Jesus Christus se naam. Amen. Amen.